Sabbatdag waar ons weer kan rustig wees hier en weg van die weekse gejaag kom net om weer aan U te fokus en rus te vind in U. Ek bid U dat U saam met ons vandag sal gaan en ons veilig sal hou en saam met die verrigtinge sal wees. U laat ons waarlike seën sal vang, maar laat ons nie vergeet nie dat vandag gaan al oor U en laat U die eer sal kry en dat U wil sal geskied. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Goeiemôre almal wat ek nog nie môre gesê het nie. Welkom in die huis van die Here. Ek weet nie of julle besef hoe bevoorreg julle is vandag nie. Julle is seker in die beste plek wat ons kan wees, is dit nie? Ek wil bietjie vanoggend met ons praat oor die oudste plan. En ek wil so 'n bietjie gesels oor planne of beplanning. Er is baie van ons hierso wat hou daarvan om beplanning te maak, beplanning te doen, en hier's baie manne wat baie planne het. Ek wil graag vir ons 'n paar videoklips wys van mense wat ook planne gehad het en baie beplanning gedoen het. Maar ja, kom ons kyk net eers so 'n bietjie. Nou daar's 'n man wat hierdie week gou 'n paar pampoene wou gepluk het en hulle mark toe gery het die oggend en die middag 2 uur toe staan daai man nog net daar, so toe sy nog nie eens by die plaas se hekke uit nie. Hierso is ander manne gewees wat gou die soja op die land wou gespuit het. En voordat hulle begin stroop het, maar dit wil vir my lyk of hulle planne ook maar bietjie vasgesit het of vasgeval het, sal ek so sê. Nou dinge wat ons probeer doen is nie altyd so onder beheer nie, veral hierdie week met al die reën wat ons gekry het. Ekskuus. En daar is nou manne met groot masjiene, en dit lyk amper vir my of daar nie meer planne gaan wees nie. Ek weet nie wat se ander plan hierdie ouens kon maak nie, behalwe om maar seker te wag. En dan hierdie man het beplan om oor 'n maand of 2 sy mielies te oes. Nou, ek weet ook nie of hierdie man se planne gaan uitwerk nie. Hy sê hier in die video, sê hy nee dat sy spulpunte kan nou maar bietjie stil staan vir 'n rukkie. Hy het nie blykbaar meer water nodig om te besproei nie. En so het almal van ons planne. Hier onder ons is dalk 'n paar goeie beplanners en 'n paar goeie planmakers. Nou, hoeveel tyd van 'n mens se lewe gaan in planne of in beplanning in? Die New York Post sê in 'n artikel dat gemiddeld 48 minute van die dag van 'n Amerikaner se tyd gaan in die beplanning van die volgende dag se dinge in. Met mans wat so bietjie meer tyd, 52 minute gebruik, en vrouens so bietjie minder, 44 minute. Nou dis amper 'n uur per dag wat net in beplanning ingaan. Ek meen, is dit moontlik 'n uur per dag? Nou wat is beplanning? Wat gaan ons môre eet, of wat gaan ons Sabbat by die kerk eet? Hoe laat gaan ons môreoggend ry? Ek skryf gou 'n lysie neer vir wat ons daar by die winkel moet kry as ons in die dorp kom. Klink enige van hierdie dinge dalk bekend van wat ek nou net hierso genoem het? Dit is alles deel van beplanning. Nou ons as mense, of meeste van ons, hou daarvan om voorbereid te wees, of om betyds te wees, of om stiptelik te wees. Wel, al hierdie dinge kan gewoonlik nie gebeur as ons nie behoorlik beplan nie.
Ek moet byvoorbeeld dalk môreoggend 10:00 by 'n vergadering wees. Dis 'n belangrike vergadering. En ek kan hierdie vergadering nie mis nie, so ek moet dalk op die laaste 9:30 ry. Maar dalk is daar verkeer dalk op die pad. So dalk moet ek 8:15 ry. Moet ek dalk miskien highway ry, die hoofweg vat. Jy weet, hierdie is alles tipe dinge in ons lewens wat beplanning vat vir hierdie planne wat ons het. Nou is dit verkeerd om planne te maak of om goed beplan te wees. Ek dink glad nie so nie. Ek dink inteendeel, dit maak die lewe baie makliker vir jou en ook vir die ander mense in jou lewe. Nou daar's 'n spreekwoord in Engels wat hulle praat van the 5 P's of die 5 P's. Hulle sê proper planning prevent poor performance. Swak beplanning voorkom goeie beplanning voorkom swak prestasie. So beplanning moet goed wees. Nou baie keer wonder ons, wat is die verskil tussen voorbereiding en beplanning? Nou ons berei voor sodat dit wat ons beplan het kan realiseer, sodat daai plan van ons kan uitwerk. Nou ons word groot met planne. Almal van ons maak planne. Tot ou Trompie en die boksenbende, hulle het 'n klomp planne gehad. Dit was nie altyd goeie planne nie, maar die manne het planne gehad. Die planne is iets wat ons in die toekoms sit, iets wat ons wil hê moet op 'n sekere manier gebeur of op 'n sekere manier uitwerk. Dit gee ons baie keer 'n bietjie meer beheer van daai spesifieke situasie of daai ding waarby ons wil uitkom. Om nie eers te praat van hoeveel tyd gaan in beplanning in nie. Ons beplan vakansies. Hoe duurder daai vakansie is, hoe meer tyd word in daai beplanning ingesit. Ons beplan evangelisasie uitreike. Van ons dames beplan een van die dae dalk trou is. Nou hierdie is goeders wat nie dae vat nie. Hierdie is goed wat maande se beplanning vat. Nou beplanning of planne maak is definitief belangrik in ons lewens. Planne of beplanning is so belangrik dat selfs God dit doen. Selfs God het planne. Het jy al ooit so daaroor gedink? God, net soos ons, het ook planne. Hy doen ook, of hy het ook voorbereiding gedoen en alles volmaak gegee en alles opgestel, sodat sy planne ook eendag 'n realiteit vir jou en vir my kan word. Jeremia 29 vers 11 van die Nuwe Lewende Vertaling sê dit vir ons, die lewende woord sê, en ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Die 33 vertaling in Jeremia praat van gedagtes van God, wat hy vir ons koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou, toevallig, of dalk nie toevallig nie, dalk so beplan, is die Hebreëse woord vir gedagtes in Jeremia, is die woord mashashabel. Nou dit beteken om 'n intensie te hê of om 'n plan te hê. Dit het my laat dink aan God se plan vir my en God se plan vir jou. Watter voorbereiding het God se plan, het daar in God se plan ingegaan vir my? En hoeveel tyd het God aan sy plan en sy beplanning spandeer vir jou? Efesiërs 1 vers 3 tot 5 sê vir ons die volgende: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Voor die grondlegging van hierdie wêreld
het hy al aan my en aan jou gedink. Het God al aan sy plan gewerk, beplan om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Hierdie plan kom nie van gister af nie. Die God van die heelal het nog voor hierdie wêreld geskape was, het hy al reeds aan jou en aan my gedink. Hy het klaar geweet wat so simpel planne Jaco eendag gaan maak. Hoe die sonde vir Jaco en al sy plannetjies sommer net gaan insluk. Maar reeds het God 'n plan gehad. Hy het reeds lank al terug voor die grondlegging van hierdie wêreld, het hy 'n plan gehad om my te red. 'n Plan wat ons nou net gelees het, sy plan om vir jou en vir my as sy kinders aan te neem. Nou hierdie is nie 'n boereplan nie, hierdie is 'n perfekte plan. 'n Plan wat nie uitgedink kan word deur ons as mense nie. Hierdie is 'n heilige plan. En ek hoop van nou af, dit is my bede, dat as ons eendag weer sit en ons beplan aan wat ook al, of dit nou môre is, of aan ons volgende vakansie is, of al is dit ons troue, daar waar ons sit en beplanning doen, dat ons sal dink aan hierdie oudste plan, wat vir my en vir jou insluit. Kom ons sluit die oor dan, doen ek vir ons 'n gebed. Onse dierbare God en ons hemelse Vader, watter voorreg is dit nie om vandag hier in U huis te wees nie. Here, dankie vir die planne, Here, wat U vir ons het. Here, ons weet dat hierdie is alles moontlik. Here, en U het Jesus gestuur om die vervulling van die woord te wees, Here, en om die woord te wees. Here, en ons moet net hierdie aanvaar, dan is ons ook ingesluit in U planne vir ons, Here, wat heilige en pragtige, perfekte planne is, wat ons nie eers kan dink werklik hoe goed dit is nie. Here, ek wil vra dat as ons in die toekoms beplanning doen, dat ons sal dink en dat ons sal bepeins hierdie plan, hierdie goeie planne wat U vir ons het in ons lewe, wat vir 'n ewigheid gaan duur. Ons dankie daarvoor, Here. Amen.